Die Here Jesus, in 'n vuurvlam, terwyl hy wraak uitoefen op hulle wat God nie erken. En die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Sal die wederkoms van Christus en die oordeel op dieselfde tyd op die laaste dag plaasvind. Terwyl Jesus op die Olyfberg gesit het, het die disippels na hom gekom en hom eenkant gevra. Sê vir ons, het hulle gevra, wanneer sal hierdie dinge plaasvind? En wat is die teken van u koms en van die volëinding van die tyd? Hulle sal die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met krag en groot heerlikheid. Hy sal sy engele stuur met luide trompetgeskal. En hulle sal sy uitverkorenes uit die 4 windrigtings versamel, van die een uithoek van die hemele tot by die ander. Die rede waarom Christus 'n tweede keer kom, is nie om te oordeel nie, maar om die uitverkorenes te red. Dis om gered te word, moet ons Christus ontmoet wat voor die laaste oordeel met vuur op die wolke verskyn. Dan, wat beteken die wolk? Is dit die wolke in die lug? Wolke is 'n Bybelse gelykenis wat die vlees beteken. Kyk, met die wolke van die hemel was iemand aan die kom wat soos 'n mensekind was. Tot by die oue van dae het hy gekom, voor hom is hy gebring. Aan hom is heerskappy, eer en koningskap gegee. Hierdie is 'n profesie oor Jesus aan wie God gesag, heerlikheid en koninkryk gegee het. Jesus het na hierdie aarde gekom in die vlees net soos ander mense. Die Bybel het egter gesê dat Jesus met die wolke sou kom. Waarom vergelyk die Bybel die vlees met die wolke? Eerstens is dit omdat net soos die wolke die sonlig bedek, die vlees die lig van God se heerlikheid bedek. Tweedens, dit is omdat net soos alle dinge herleef deur die reën uit die wolke, kom God in die vlees en red die mensdom deur die woorde van die water van die lewe. Ten tye van Jesus se eerste koms het die disippels, wat verstaan het dat wolke die vlees beteken, in Jesus geglo en verlossing ontvang. By Jesus se wederkoms glo die mense wat besef dat die wolke die vlees beteken, ook in Christus aansaan hom en ontvang verlossing. Ons hoop dat jy absoluut die profeseë van die Bybel sal glo, Christus aansaan hom sal ontvang wat in die vlees gekom het en gered sal word.